Aanbid jy of staan jy op die kantlyn? Is jy een wat die lewende God aanbid of staan jy net aan die kantlyn en kritiseer en oordeel? In 2 Samuel 6 vers 15 tot 16 sien ons koning Dawid wat die verbondsark met soveel groot vreugde na Jerusalem toe bring. Hy dans en hy juig en hy vier die teenwoordigheid van Jotawawai, die lewende God. Maar Micha, sy vrou, kyk deur die vensters en verag Dawid in haar hart, sê die woord. Sy sien nie die heiligheid en die krag van God se teenwoordigheid nie. Sy sien net wat vir haar vreemd en ongemaklik lyk vir 'n koningsdogter. Onthou, sy was Saul se dogter. Groot politiek en status het haar denkwyse gevorm. Dawid se aanbidding was opreg, vry en vol vreugde. Michal se hart aan die ander kant was verwyderd en verhard, beïnvloed deur trots, teleurstelling, wrok en politieke manipulasie. Sy kon nie die waarheid van Dawid se aanbidding raak sien nie. Sy het gefokus op mense, nie op die koning van alle konings nie. En die woord waarsku ons, verharde harte bly dikwels op die kantlyn, kritiseer en mis die krag van God se teenwoordigheid. Maar daar is hoop. Abba Vader sê in Esegiel 36 vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Hoe gebeur dit? Dit begin met jou hart. Nommer 1, wees eerlik. Erken jou hart het koud geword. Nommer 2, bring berou en gee jou hart aan Abba Vader. Nommer 3, vra vergifnis deur die bloed van die lam. Nommer 4, vra dat hy jou totaal sal verander. En 5, laat hom die dinge vergewe wat jou verharde hart gevorm het. Jy sien, ware aanbidding begin in die hart en kom tot uiting in jou aksies. Dis nederigheid, opregtheid en gehoorsaamheid. As jy vandag besluit om jou hart vir hom oop te maak en hom vrylik te aanbid, sê amen in die kommentaar en volg ons kanaal vir meer boodskappe wat jou help om jou hart sag en jou lewe gehoorsaam en jou aanbidding lewendig te hou.